Wat koorsang vir my persoonlik beteken, ek dink is nog altyd 'n plek waar jy kan opdaag, is 'n plek waar ek kan kom, wees, musiek maak en my alles gee en 'n ander mens wegstap. Want koor vra jou om jouself in iemand anders se skoene te plaas. Ek dink die waarde van Afrikaanse koormusiek in vandag se tyd is dat ons taal is so ryk en so kleurvol. En om nie dit te ontgin en in 'n kunsvorm te sit van koor nie, doen ons onsself 'n onreg aan. Ons mis iets van die mooi, die skone wat daar buite is om te ervaar. Hanno van der Walt se liefde vir musiek is reeds in sy kinderjare aangewakker, toe hy as jongeling voor die klavier ingeskuif het. In graad 3 maak hy sy buiging in die skoolkoor en so ontvlam 'n passie wat uiteindelik 'n lewenslange roeping sou word. Op Hanno se musikale ontdekkings- en ontwikkelingsreis vorm verskeie koormeesters en musikale maestros om. En word koorsang soveel meer as net nog 'n buitemuurse aktiwiteit. Dit word sy identiteit. Omdat ek begin met musiek werk en sien dat dit nie net ek wat wil wees wat sing nie, ek wil in beheer wees van die musiek, ek wil na bladmusiek kyk en dit tot lewe bring. Ek dink dis wanneer ek besef het, dis meer as 'n koorpassie, daar's 'n roeping vir my om musiek te maak en lewe te gee aan note op papier. Afrikaanse koormusiek moet op 'n wêreldverhoog gesit word. Ons moet vir mense gaan wys wat ons kan doen met ons musiek en dat die stof van Afrikaans soveel meer bevat as net woorde. Daar's iets opgesluit wat harte roer. Van musiekstudent met klavier as hoofinstrument, koorsanger, assistent-dirigent, begeleier en uiteindelik hoofdirigent, beliggaam Hanno se loopbaanpad sy verbondenheid tot koormusiek as vormingsinstrument. Sy groei as kunstenaar en mens is verder gevorm deur waardevolle ervaring in repetisietegniek en dirigeertegniek, internasionale kooroptredes en samewerking met hoog aangeskrewe ensembles. Ek dink daar's soveel meer ewigheidswaarde aan om te bou en op die grondvloer in te kom en iets moois te maak. Daar's ruimte vir ons om te eksperimenteer en iets heeltemal nuuts te produseer wat niemand nog ooit gesien het nie en dit nog meer in Afrikaans. Iets wat my gevorm het ten spyte van en as gevolg van Afrikaans is ek wie ek is. Ek kan nie anderste as om eerlik te wees in Afrikaans nie.